Psalm 110. Die wat Bybels het, ek sou aanraai dat julle saam met dit oophou. Psalm 110. Psalm 110 is Psalm van Dawid. En ons gaan nou 'n bietjie stil staan by wie Dawid is en wat ons Here Jesus oor hierdie Psalm gesê het. Maar ek weet nie of jy soos ek was nie, maar hierdie week het ek besef en soos ek huisbesoek doen by ons lidmate, dink ek baie van julle sal saamstem dat die lewe stikkend is. En dat net as jy dink jy het iets uitgesorteer of net as jy dink jy weet dis die pad wat jy moet loop, net as jy dink jy het nou al die inligting wat jy nodig het en jy kan op hierdie persoon staat maak of daai persoon, dan gebeur die lewe. En dan is dit nie meer lekker nie. En dan begin jy uitsien na die wederkoms. Want dis maar hoe die lewe is. Ons is mense. En mense maak foute. En mense draai hulle ry op jou. Maar in hierdie ewige veranderde wêreld, en dis nie dalk net mense nie, dalk is dit net tegnologie, dalk is dit net omstandighede, dalk is dit net die rigting waarin jy leef, waar dinge so verander dat jy voel jy kan nie meer die pas volhou nie. Dalk is dit wat dit ook al is, dalk is dit 'n kind wat dadelik siek word of wat dit ook al is, of dalk 'n rigting in neem wat jy nie wil hê nie. Maak nie saak nie. Maar ek dink jy sal saamstem. Dat partykeer wil jy net handrem optrek, net die kar laat leier en net asem skep. net bietjie asem skep. Net 'n konstante hê wat konstant goed is en konstant lief is vir jou. En dis wat Psalm 110 sê, as jy die hele preek verloor het. Psalm 110 sê, God leef, hy leef bo tyd. En hy's konstant goed. Hy's konstant lief vir sy kinders. En hy het voor die tyd al, voor eerste mens 'n woord gesê, die eerste woord gesê, het hy al besluit, hy gaan redding bring, hy gaan hoop bring, en hy gaan krag bring, en hy gaan nie sy kinders los nie. En as jy glo, is jy deel van hy kinders. As jy dit kan onthou vandag, as jy daarmee kan wegstap, dan is dit wat ek probeer sê vandag. Maar kom ons spring in Psalm 110 en kom ons pak dit uit, dat ons sien hoe het God dit gesê. So Psalm 110 is deur Dawid self geskryf. Ons Here Jesus sê dit, as hy Psalm 110 na Dawid dit sê, so as ons Here Jesus dit sê, dan glo ons dit, as dit in die Bybel staan, dan is dit so. Weer as die loof wat nou daarteen stry, maar ons Here Jesus het gesê, Dawid het dit gesê, ons Here Jesus weet wat aangaan. Psalm van Dawid. Nou wie is Dawid? As ons 2 Samuel 7 lees, dan lees ons wie Dawid was in Israel se geestelike lewe. 2 Samuel 7 is Dawid op 'n plek waar hy al vrede gevind het in sy ryk. Is Dawid op 'n plek waar hy rus al het. Is Dawid op 'n plek waar hy die volk verenig het en dat dit goed gaan. En dan sê Dawid, luister, dit is nie goed, dis nie reg dat ek in 'n pragtige paleis bly, maar my God het nie 'n huis om te aanbid nie. My God se aanbiddingsplek is 'n tent, dis 'n tydelike ding. En dan sê hy, ek gaan 'n huis vir die Here bou en hy bring die volk bymekaar en hy wil begin dinge doen. Maar hy gaan sien eers die profeet. Want Dawid is 'n man wat eers by God wil raad vra voor hy iets doen. Want Dawid het God leer ken as 'n God wat hom lei, 'n God wat hom dra, 'n God wat getrou is. En dan eers sê die profeet, jy's gaan en God is met jou. En dan sê die Here vir hom, nee, gaan sê vir Dawid, hy mag nie 'n kerk bou nie. Hy mag nie 'n tempel bou nie, want hy het te veel mense doodgemaak. Nou vir ons jong manne,
Dawid is lekker om na te streef. 'n Godsman kan partykeer ook 'n man wees wat kan doodmaak. Wat ook sy mense verdedig. Godsman moet kan verdedig. En vroue het liedere vir Dawid gesing en gesê hy 10.000 doodgemaak. So partykeer is dit ook 'n goeie ding om in die weermag te wees en jou mense te kan verdedig. En dis goed en dis mooi. Om man te wees is niks fout nie. Moenie luister wat hulle hoor op TV nie. So hier kom Dawid, God het hom lief en God sê vir hom, jy kan nie iets bou nie want jy het te veel bloed gestort. Jy het te veel bloed gestort. Maar jou seun, hy gaan 'n tempel bou. En ek gaan uit jou nageslag, gaan jou ryk vir altyd bestaan. En dis wat in 2 Samuel 7 gebeur. So, wanneer die volk dink aan Dawid, dan dink hulle aan hierdie geloofsbaken. Hulle dink aan hierdie pilaar wat hulle geloof vashou. Want uit hom uit sy nageslag uit, gaan die koning kom, wat vir altyd gaan regeer. En hy gaan die een wees wat sy volk gaan red. Hy gaan die een wees wat die troon vir altyd vashou, wat maak dat Israel vir altyd gaan heers. So in hulle kop was Dawid hierdie groot figuur en hierdie militêre figuur, maar ook hierdie wat op sosiale gebied wie half soos 'n redding figuur gaan wees vir die volk Israel. En Dawid sê die volgende, vers 1. Dit is die uitspraak van die Here vir my Heer. Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande 'n voetbank van jou voete maak. So wat gebeur hier? Dawid, God die Heilige Gees inspireer Dawid, en Dawid of hy 'n visioen gesien het, of God in 'n droom vir hom het gesê, hoe God met hom gepraat het, weet ons nie, die Bybel sê dit nie, maar God het met hom gepraat, en Dawid sien God. Hy sien God, drie-enig, praat met mekaar. Wat hy beleef het, weet ons nie, maar God die Heilige Gees inspireer vir Dawid om Psalm 110 neer te skryf. Weereens, is baie belangrik om hierdie onderskeid te verstaan. Die Bybel is woorde van God, die Bybel is die woorde oor God. Dit is van God. God het die Bybel vir ons gegee, deur baie skrywers, oor eeue heen. Dis deel van die wonder van God. Dis deel van die wonder van die skrif. En daardeur openbaar hy homself aan ons. So as ons wil weet wie's God, moet ons nie gaan vra vir ouens wat rondval en rondspring. Ons moet vra, wat sê die Bybel oor God? Dis waar ons hoop lê. Dis waar ons God kan erken. En in Psalm 110 word dit so beskryf. Dis hoe Dawid beskryf. Hy sê, my Heer, dis wat hy sien. Hy sien, my Heer, Jahwe. Nou Jahwe, dis baie teologie. So, as ek ook vra, hou die Bybel so op, as jy wil skryf neer. Jahwe was deur die bank, as jy gaan kyk na wanneer Jahwe daar staan, in ons Bybel is dit net Heer of Here of God, maar Jahwe is gekonnekteer aan God as verbondsgod. Wanneer God homself openbaar aan sy kinders, waar hy in liefde praat, waar hy in genade praat, selfs wanneer hy praat, partykeer bietjie oordeel bring, maar wil skoon was, wil skoon kry, as hy met Israel praat, met sy kinders praat, met sy kudde praat, dan gebruik hy die naam Jahwe. So, Jahwe sê vir my Heer. Nou die ander Heer is Adonai. So Jahwe sê vir my Adonai. Nou Adonai is vooruitwysing na die Messias wat sou kom. So hier sien ons, nou al in Dawid se tyd, sien hy God openbaar buite tyd, wat gebeur voor die grondlegging van die aarde, sê Jahwe, die verbondsgod, die God wat lief is vir sy kinders, die Vader, vir Adonai, sit aan my regterhand. En dis wat ons Here Jesus aanhaal. So Psalm 110 kantaantekening, Psalm 110 is die Bybel of die stuk in die Bybel wat die meeste aangehaal word in die Nuwe Testament. 27 keer word hy aangehaal. En as ons lees in Lukas 20 daar vanaf vers 41, dan kom ons Here Jesus en hy praat met die Fariseërs. En die Fariseërs probeer hom oortuig oor dinge en ons Here Jesus leer hulle eintlik. Dit is eintlik so mooi om te sien hoe die slim manne die skrif kom na ons Here Jesus toe en ons Here Jesus lê net vir hulle dit uit en uit. So hulle praat oor belasting, hulle praat oor
klomp goeters en dan kom hulle uit by 'n plek waar hulle praat oor wie die Messias is. Wie die Messias is. En dan in Lukas 20 vers 41 tot 44 gaan sê ons Here Jesus, maar ek verstaan nie mooi nie. Julle sê die Messias wat kom, gaan 'n kind van Dawid wees. So hy gaan 'n mens wees. Maar verduidelik my dan, hoekom as Dawid praat van sy nageslag, Dawid self praat, dan sê hy, my Here sê vir my Here. Hoekom gaan hy aan aanbidding? Hoekom buig hy voor sy kind? Wat in daai tyd, in daai kultuur, die pa is die groot figuur, die kind is maar net 'n beeld van dit. Die pa is die een waarvoor gebuig moet word. Die pa is die gesagfiguur. Hoekom Dawid wat hierdie groot man is, hoekom buig hy? Hoekom noem hy hom Heer? Hoekom noem hy hom God? Ons weet die fariseërs kom in die antwoord. Maar ons Here Jesus Christus sê daar, Dawid het my gesien. Dawid het die Vader gesien. En wat het hy gesien? Hy het gesien die Vader sê vir die Messias, sit aan my regterhand. Sit aan my regterhand. En hy sit 'n simbool van jou werk is klaar. Sit, rus. Regterhand is 'n simbool van regeer. Dwars deur die bank as ons lees van regeer, Jesaja 41 sê so mooi, God red my met sy reddende regterhand. Dis ons Here Jesus Christus wat profesie is van ons Here Jesus Christus. So regterhand is 'n simbool van waaruit hy regeer, van waaruit sy krag kom. En so as hy daar gaan sit, dan het hy die troon bestyg. Hy's daar, hy's langs hom. En dit het al reeds gebeur buite tyd, nog voor die Messias kom. So wat Dawid hier 'n beeld van kry is nadat Jesus opgevaar. Dis wat in ons menstyd wat hy sien. Sit aan my regterhand totdat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete maak. Wat jy wys op die wederkoms. So wat Dawid hier sien is die tydperk van die opvaardiging tot die wederkoms. En dis wat hier beskryf word. Is hierdie God wat besluit het voor alles nog begin het. En ons het gesien in Jesaja 53, né? Ons gaan nou daarby kom weer. Het ons sien dat voor die grondlegging van die aarde het God die Vader en die Seun het hulle mekaar gepraat. Dit was hierdie wisselwerking. En hulle het besluit hulle gaan iets doen. En wat hulle gaan doen is die volgende. Uit Sion stuur die Here jou magtige Skepper, heers te midde van jou vyande. Jou volk bied hulle self gewillig aan op die dag van jou magsvertoon, op die heilige berge. Uit die skoot van die dageraad het ek jou soos dou verwek. Pragtige poesie. Maar wat gaan nie aan? Wat gaan nie aan? Uit Sion. Sion is die plek gewees waar uit God regeer het. Sion was die plek gewees waar hulle geglo het, waar God gesê het, homself openbaar het, dat hy vir ewig gaan regeer, waar sy scepter vir altyd gaan wees. En daar op Sion was in Jerusalem. En so wat die beskryf word is die kruisiging. En hoe God gekruisig word, hoe God sterf, hoe God die regeer, die oorlog veg, hoe God die Satan oorwin en die vyande 'n voetbank van sy voete word. Hoe die vyande moet buig voor hom. En hoe redding kom soos dou. Ek weet of jy al dou probeer keer het nie. Dis moeilik. Dou is baie. Dou is wyd. Sover as jy kyk is dou as jy in die oggend uitstap. En dis hoe sy kinders beskryf word. Dis hoe die vir wie daar redding is beskryf word as hierdie onkeerbare ding. As hierdie massas wat redding ontvang. En onthou hierdie Psalm is dit wat Dawid sien wat gebeur buite tyd.
As jy wil kruisverwysings kyk bietjie Johannes 6 vers 37 en Johannes 17. Hieroor. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal nie spyt wees nie. Vers 4. Jy is 'n priester vir altyd volgens die orde van Melchisedek. Onthou as Here Jesus sê, soos ons gelees het, hy sê hierdie gaan oor my. Né? Psalm 110 gaan oor my. Dis wat hy vir die Fariseërs gesê het. So wanneer hier gesê word jy gaan 'n priester wees volgens die orde van Melchisedek, dan sê Melchisedek wat ons gesien het Hebreërs 7 vers 7 praat van Melchisedek. Genesis 14 lees ons die eerste keer van Melchisedek. Melchisedek kom en hy Abraham kom na hom toe, hy gee vir hom 10 nadat hulle slagveld oorwin het. Hy bring vir hom brood en wyn. Wat ook vooruitwys na vir vooruitwysing is 'n skaduwee is van ons Here Jesus Christus se verlossing. Hy bring vir hom dit krag daai wat Abraham put. Kan hy na die slagveld kan hy weer okay wees en dan sien ons gee Abraham vir hom 'n 10de. So Abraham sê daardeur jy is my geestelike vader, jy's geestelik is jy bo my. Melchisedek hy's nie deel van Levi nie, dis nog voor Levi se tyd. Nêrens in die Bybel sê of hy pa of ma gehad het of niks sulke dinge nie. So Melchisedek is op die minste 'n tipe van Christus. Op die minste is dit 'n simbool van wat Jesus moes kom doen het. In daai tyd was as jy priester is, moet jy leviet wees, dis wat gesê was, eintlik na Melchisedek se tyd. En so wanneer daar bo tyd, wanneer God sê hy gaan 'n priester wees volgens die orde van Melchisedek, sê hy net daardeur, hy gaan 'n priester wees anders as die priesters daar. Hy's groter as alles. Hy is profeet, hy's koning, hy's priester. Hy's regeerder. Dis ons Here Jesus Christus homself hier openbaar. Nou wat het die hoëpriester gedoen? Die hoëpriester was die een gewees wat moet intree namens die volk by God. Want God is heilig en die volk is onheilig. Niemand kan in God se teenwoordigheid kom sonder 'n middelaar. En dit was die priester se werk gewees. So wanneer God as Vader en God as Seun mekaar praat en wanneer hulle hier mekaar praat en besluit wat Jesus moet wees, wat die Messias moet wees en hulle besluit hy gaan die priester wees volgens die orde van Melchisedek, dan het hulle saam besluit hierdie mense, die skepping wat gaan kom, kan nie in ons teenwoordigheid wees nie, want hulle gaan droog maak, hulle is te onheilig, hulle gaan vol sonde wees en as hulle in ons teenwoordigheid kom, dan gaan hulle uitbrand, hulle gaan doodgaan. So ons moet iets doen sodat hulle in ons teenwoordigheid kan wees. Sodat hulle ons liefde kan ervaar. En daar iets wat ons gaan doen is, ons gaan 'n priester gee wat die middelaar kan wees. Wat kan regmaak tussen ons en die mensdom. So hy gaan die offer bring. Hy gaan die offer bring na ons toe. Hoe lyk 'n offer? Psalm 53, die wat daartoe wil blaai. Vers 7. Hy is mishandel. Messias, profesie van die Messias. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat ter slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeder stom is. Die hoëpriester bring die lam. So die lam geslag kan word. Hoekom? Vers 5. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom,
en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Hoe mooi is dit? Dit hang nie af of jy vanoggend wakker geword het met 'n gevoel van ek wil die Here aanbid, of vanoggend wakker geword het met 'n gevoel van ek is te vol sonde om te kom nie. Want daar's 'n God in jou lewe wat voor die grondlegging van die aarde besluit het, hy gaan 'n hoëpriester stuur wat die offer bring. En die manier hoe hy die offer gaan bring, die manier hoe hy die offerlam gaan bring, is sy wonde, sy seer gaan maak dat ons genees kan word. Sy bloed gaan die gaping tussen ons en hom regmaak. En dis die God wat jy aanbid. 'n God wat voor die grondlegging van die aarde besluit het, jy's sleg, jy's vol sonde en jy is sleg, jy is vol sonde. Jy is nie werd om hier te wees. Maar ons Here Jesus was jou skoon. Maak jou reg om hier te mag wees. En dis hoekom ons hier is. Arsie Sproul is ongelukkig dood, maar hy het mooi. Hy is hierdie ou pa wat so liefdevol is en hy het gesê hieroor, dan sê hy, ons is nog hier omdat God getrou is. Ons is nog hier omdat God getrou is. Hy was oor die eeue getrou. Kaïn vir Abel doodslaan. Toe Jakob vir Esau verneek. Toe Abraham sê, my vrou is my suster. Toe Paulus, ons Here Jesus Christus se kinders, jag om dood te maak. Toe jy lelik was met jou vrou, of dronk gedrink was, of jou pel of verneek het, of gejok het vir jou ouers, toe het Jesus reeds besluit, hy gaan vir jou sterf. Hy gaan die hoëpriester wees. Hy gaan die lam wees. En hy gaan genesing bring. Dis wat ek sê nie. Dis wat die Bybel sê. Jy het 'n konstante in jou lewe nodig. En die enigste konstante wat jou nie gaan seermaak nie is God. Die enigste konstante wat jou rigting gaan gee is God. Maar dan moet jy God reg verstaan. As 'n wese wat 3 persone het, wat vol liefde is vir mekaar en vir die skepping. En wat die enigste is wat hoop kan bring, wat sonde kan wegneem, is hy. Luister vers 10, Jesaja 53. Maar die Here het verkies om hom te verbrysel. Die Here het verkies om hom te hy het jou so lief gehad dat hy verkies het om ons Here Jesus Christus te martel. As sy lewe dien as 'n skuldoffer, sal hy 'n nageslag sien en lank leef. Wat die Here wil hê, sal deur sy hand suksesvol wees. Dis nie spykers. Ek het ons dit al baie gehoor en ek het nie uitgedink nie. Was hierdie spykers wat ons Here Jesus daar aan die kruis gehou het, was sy liefde vir jou. Was sy liefde vir die Vader. Dit was omdat hy 100% doen wat die Vader wil hê hy moet doen. Dis omdat hulle voor die grondlegging van die aarde besluit het, dis wat gaan gebeur. Hy het egter die sonde van baie gedra vir oortreders, het hy ingetree. Dis wat hy gedra het. Jou sonde. Kruis was net 'n simbool af.
En dit staan bekend as die ewige verbond. Die ewige verbond is 'n verbond, 'n kontrak wat God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees mekaar gesluit het. In verbond het hulle gegaan en gesê, ons gaan skape. Hierdie skepping gaan in sonde val. Ons weet dit vooraf. Maar ons gaan in liefde gaan ons 'n verskil maak. In liefde gaan ons in hierdie wêreld intree. Ons gaan wat buite tyd is, bo tyd is, gaan ons in tyd intree. En ons gaan redding bring. Ons gaan hoop bring. En daai ewige verbond staan vas. Oor die eeue was hy getrou, ons was nie. In die volgende 7 preke gaan ons sien hoe hierdie ewige verbond in klomp klein verbonde, dis seker die regte woord, maar in 7 ander verbonde oopmaak, dieper gaan, helderder word, partykeer nouer word, totdat ons uiteindelik by die nuwe verbond uitkom. En ons kan sien, hy was getrou, die konstante God. Hy was getrou met Abraham, hy was getrou met Noag, hy was getrou met Dawid, hy was getrou met ons Here Jesus Christus, en hy is getrou met ek en jy. Ons wat dit nie verdien. My gebed is, mag jy hierdie volgende 8 Sondae, mag jy God ontdek op maniere wat jou verstand te bowe gaan, en mag jy onvoorwaardelike liefde van 'n Vader vir jou as sy kind, mag jy dit proe, mag jy dit joune maak, en mag jy daar op jou doodsbed opgewonde wees om dood te gaan. Ek sal nooit vergeet in my eerste sterfbed, ek was al by ander sterfbeddens gewees voor dit, maar my eerste sterfbed as predikant was in Mosselbaai gemeente. En ek het vakansie gegaan en hulle het my gebel en gesê die oom wil hê ek moet terugkom. Ek onthou soos gister, daar was 'n baie netjiese oom, hy het altyd daar agter gestaan. Aan die begin wou hy nie in die kerk inkom nie want hy het nie geglo nie. Sy vrou het geglo. En later het hy kom sit en later het hy gesê, hy gevra ek moet hom kom sien. En so 3-4 ure gesprek sê hy het hy glo. En hy, nadat hy dit gesê het hy kanker gekry en hy was so 7 weke toe hy dood. Maar in daai 7 weke het hy gegaan van ek is bang vir die Here. Hy het my geroep. Hy wil my praat en sy woorde aan my was, hoekom het die Here my nog nie kom haal? Hy het uitgesien vir wat voor lê. Hoekom? Want hy het die verbond verstaan. Hy het God verstaan. Hy het genade verstaan. Hy het verstaan wie God is en wie hy is. En mag jy so wees. Ons kan uitsien na die hemel. En ons lewe hier op aarde terwyl ons nog nie gehaal word nie. En dit sal baie lekker wees om daar te wees. Kan ons lewe sin maak en saak maak as ons reg verstaan. Kom ons loof die Here daarvoor. Die lied wat ons nou hierna gaan sing is wonderlik. Net weer eens 'n teken vir my dat God leef. En ek weet ons moet nie tekens soek buite die Bybel nie, maar dit is vir my 'n teken. Want God wys vir ons hy leef nog. Luister na die eerste paar woorde. Ek het nie vir man hy gesê waar die preek gaan nie. Luister na die woorde as ons sing. Sy het gebid en vir God die Heilige Gees gevra, wys my wat om te sing. Ek het gebid en vir God die Heilige Gees gevra, wys my wat om te sê. En luister wat gaan ons sing. God leef. Hy het ons nie gelos nie. En hy doen dit nie net hier in die kerk, hy doen dit daar buite op straat. Hy doen dit in jou familie. Hy doen dit in jou werk. Hy is 'n getroue verbond.